Nou, my roepingsgetuienis is baie lank, so ek gaan net opsomming daarvan gee. Ja, toe ek 19 jaar oud was, toe het ek baie ernstig gebid vir die Here gevra om my te lei, oor of ek na Glenmore Bybelskool toe moes gaan of nie. Iemand het my daarvan vertel. En dit is eintlik daardie selfde Duitse Jan Pierre, sy pa gewees, en hy het my daarvan vertel, en ek het so 'n bietjie daaroor gebid, en hy het baie daaroor gebid, en toe sê hy vir my eendag, hoorie, hy is nou so seker daarvan, hy het al vrede, dat dit die Here se wil is, dat ek kom definitief nie weet nie, I come from America, I come from Texas, I was born in Austin, Texas, from Afrikaans parents. So hy het sekerheid gehad, dat ek van Amerika af, Kaapstad toe moet kom, op 19 na die Bybelskool toe te gaan. En toe lag ek en toe sê ek, ag kom, dit is fantasties, maar die Here gaan vir my sekerheid moet gee. Voordat ek Suid-Afrika toe kom. En toe sê hy, maar bid ernstig, want as ek gaan inskryf vir die volgende jaar, dan moet ek binnekort weet, moet vlugkaartjies koop, al daai goed. Toe eendag, toe maak ek bemoeienis met die Here om 'n antwoord te kry. Moet ek nou gaan of moet ek bly? Ek wou bly as die Here woord ek bly, ek wil gaan as die Here woord ek gaan. Ek het my hart deursoek, ek het seker gemaak, ek het geen verkeerde motiewe nie. Ek was betrokke by kinderbediening, ek wou nie weggaan nie. En ek het alles op die altaar geplaas en baie ernstig gebid. En ek het 'n paar goed redes gehad hoekom ek wou bly. Die grootste rede hoekom ek in Texas wou bly was, ek sou die kinders mis. Ek het laerskool kinderbediening gedoen 1 keer 'n week by so 5 verskillende plekke. So ek was gereeld daarbey betrokke gewees. Ek sou hulle mis en dan dis goed soos my gesin, my ma, my broers, my suster, my huisgemeente, my huis self, fisies ons agterplaas, al daai goed. So mense nou mis. Toe bid ek so ernstig as wat ek min keer in my lewe tot op daardie punt ooit gebid het. En ek was op die mat in my kamer, ek net gebid en dink ook gehuil en die Here gevra om my asseblief te lei. Ek was besig om in Matteus te lees. En toe lees ek hoe die Here Jesus sê in Matteus 19 vers 29. En elkeen wat huise, daar was my een beswaar, of broers of susters, daar was my ander beswaar, of vader of moeder, of vrou of kinders, ek is nou nie my kinders nie, maar dit is die kinders wat met die kinderbediening betrokke was, dit is eintlik die grootste rede hoekom ek wou bly. Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle ervaar, die kinders of grond, toe sê ek vir myself, daar is my agterplaas. Terwyl ek van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe beerwe. En toe bid ek in my ma, weer my pa sal oorlede, en toe gee die Here vir ons albei vrede, dit sê wil is dat ek Glenmore toe kom. Nou, ek was nie van plan om in Suid-Afrika te bly, na die 2 jaar opleiding nie, om eerlik te wees, ja, ons ken nie van plaasmoorde en grove misdaad en goed waar ek vandaan kom in elk geval in Texas nie, so ek was al die goed nie gewoond nie, en ek was eintlik nie ywerig om in Suid-Afrika aan te bly na my 2 jaar by die Bybelskool nie, vir daardie rede. Maar toe spreek die Here my vrees direk aan in my 2de jaar van die Bybelskool, toe ek nou ernstig sy aangesig soek, oor wat moet ek doen na die 2 jaar. Die Here Jesus, ek was besig om weer in Matteus te lees, Matteus 16 vers 24 en 25. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. En die Here het daardie vrees vir my heeltemal verwyder en vir my vrede gegee om in Suid-Afrika te bly, anders tyd in die AIB, en hy het my dieselfde tyd ook 'n roeping gegee om die woord te verkondig. En so, Jesus Christus het sy lewe vir my aan die kruis gegee, en ek wil my lewe vir Jesus Christus gee.